Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek wonder nogal hoeveel van jou lewe reeds bestaan het, lank voordat dit ooit in werklikheid gebeur het. Elke huis waarin iemand woon was eers 'n prentjie in iemand se kop en elke brug was eers 'n skets. Elke lied was eers 'n melodie wat niemand nog ooit gehoor het nie. En elke verhouding was eers iemand wat gedink het, ek wil jou beter leer ken. Alles begin as 'n onsigbare beeld. Die vraag is net, watter prentjies dra jy elke dag in jou kop? Want die meeste mense leef met hulle foto's wat hulle nooit self gekies het nie. Hulle sien die mislukkings oor en oor afspeel. Hulle hoor steeds iemand wat sê, jy gaan dit nooit maak nie. Hulle sien hulle self as oud, moeg, alleen en vasgevang. Dit is amper soos 'n bioskoop wat die hele dag dieselfde fliek oor en oor speel. En dan wonder ons, hoekom verloor ons hart soms moed? Ek dink is interessant dat Jesus, toe hy by Bartimeus kom, nie sommer aanvaar het, hy weet wat die man nodig het nie. Hier staan 'n blinde man wat skreeu, Seun van Dawid, ontferm u oor my. Maar Jesus vra nogtans, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dis 'n vreemde vraag. Hy staan blind, almal kan dit sien. Maar dalk wou Jesus sê dat Bartimeus moes sy innerlike prentjie hardop uitspreek. Want geloof bly nie net in jou gedagtes nie. Geloof kry woorde. Jy kan sê, Here, ek wil sien. En daardie oomblik het Bartimeus iets uitgespreek wat hy nog nooit met sy eie oë kon sien nie. Hy het eers sy geloof gesien en toe met sy oë. Nou moet ons versigtig wees want baie mense praat vandag oor die law of attraction. Asof jy bloot genoeg positief moet dink en die heelal moet net eenvoudig vir jou gee wat jy wil hê. Die Bybel sê is baie dieper. Die Bybel sê God hoor die begeertes wat in lyn kom met sy hart. Spreuke sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Paulus skryf dat ons verander kan word deur die vernuwing van ons denke. En Hebreërs sê geloof is om sterker te wees en seker te wees van dinge wat ons nog nie eers sien nie. Sien jy die patroon raak? God verander dikwels eers jou binneste wêreld voordat hy jou buitenste wêreld verander. Want jou kop is soos 'n tuin. As jy elke dag dorings plant, moenie rose verwag nie. As jy elke dag vrees nat gooi, moenie dink jy gaan vrede oes nie. Maar as jy God se beloftes begin plant, as jy hoop begin water gee, as jy liefde begin beoefen, dan begin iets binne jou groei wat uiteindelik na buite sigbaar word. Nie omdat jy die heelal beheer nie, maar omdat jy jou lewe oopmaak vir God se werk. Miskien is dit vandag Jesus se vraag aan jou, nie wat gaan verkeerd in jou lewe nie, maar wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Kan jy dit beskryf? Kan jy dit sien? Kan jy dit voel? Kan jy dit met geloof uitspreek? En nie uit arrogansie nie, nie om God te probeer manipuleer om te kry wat jy wil hê nie, maar omdat jy hom genoeg vertrou om jou diepste verlange in sy hart te sit. Want elke groot verandering begin 2 keer. Eers in die prentjie in jou hart en dan op God se tyd as 'n werklikheid voor jou oë. So vandag, pas op vir die prentjies wat jy in jou kop laat woon, want hulle word die woorde wat jy praat. En die woorde wat jy praat, word dikwels die rigting waarin jy begin stap. En wanneer daardie rigting saamval met God se wil, kan wonderwerke in jou lewe begin gebeur. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.